Nogmaals, hier is ons weer vir deel 2 van die alfabet. Goed, ons volgende letter is L, vir liefde natuurlik. 1 Korintiërs 13 leer ons oor liefde. Jy moet laat die mamma en pappa dit vir jou gaan lees. Liefde is ook God se grootste gebod. Hy sê jy moet hom eerste lief hê met jou hele hart, siel, gees en verstand. Dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Goed. Die volgende een is is vir Matteus. Matteus is die eerste boek van die Nuwe Testament. Kry die Ou Testament en die Nuwe Testament. Matteus, eerste boek van die Nuwe Testament. Dan gaan ons kyk na vir Nabal. Wie was Nabal? Nabal is 'n man wat sy hart verhard het. Toe Dawid besig was om weg te hardloop van koning Saul af, het hy by 'n groepie veewagters gekom en hy het hulle gehelp om hulle vee te beskerm wanneer hulle in die area was. Toe eendag het hulle baie honger geraak en hulle stuur toe dat hulle gaan toe om te gaan vra vir Nabal vir kos. Toe sê Nabal, nee, hy gaan nie vir hulle kos gee nie. Dawid was baie omgekrap en hy was reg om vir Nabal te gaan uitsorg. Toe het Abigail, Nabal se vrou, bietjie slim gedink. En toe skelm kos vir hulle gepak en vir Dawid ontmoet toe hy op pad is na Nabal toe. Sy red toe al hulle mense uit die hand van Dawid. Goed, die volgende een is vir Obed. Wie was Obed? Obed was die seun van Rut en Boas. Goed, na Obed kry jy vir Isaai, sy seun, en na Isaai kry jy vir Dawid, Isaai se seun. Goed, die volgende enetjie is vir Paulus. Paulus was eerste Saulus. Saulus was 'n vervolger van Christus se kinders. Toe raak hy 'n Paulus, 'n navolger van Christus se kinders. Goed, die volgende een is Ons kyk na vir Rut. As jy sukkel om te sê, oefen so 'n bietjie, broem, maak die kar. Broem, nee, goed, vir Rut. Nou Rut se man is oorlede. Sy was eintlik 'n heiden gewees. En toe Naomi, nadat haar seuns en haar man oorlede is, vir Rut sê, hulle kan maar teruggaan na hulle ouers toe. Toe sê Rut, jou God is my God en ek wil hom dien. En sy gaan toe, saam met Naomi toe, terug na haar land. Die volgende een is vir Sara. Sara was die vrou van Abraham. En sy het op 'n baie laat ouderdom kinders gekry. Baie laat. Soos in baie laat. Maar die Here het hulle 'n belofte gegee. En hulle het aan daai belofte vasgehou. Dat die hele wêreld uit hulle gaan gebore uit word, nee. Goed, so Sara. Ons het so 'n paar oorgestaan, maar dit is net omdat hulle so klein bietjie moeilik is om te verduidelik vir julle nou. Ek seker julle juffrou gaan vir julle in die klas baie mooi van hulle leer. Goed, ons gaan aan na die volgende een. So na Sara kom 'n vet nee, vir van die Galdeërs. Dis waar Abraham gebore was. En dit is waar die geloofstap gekom het, wat vir my en vir jou baie beteken het. Uit moes Abraham getrek het na die beloofde land toe. Goed, na kry ons vir die visief, nee. Hy maak amper soos 'n bakkie waarin jy water kan sit en die visies kan daar rond swem. Die visief, ja. En dit staan vir vrede. Dis vir die Here baie belangrik dat ons moet
vrede hê met mekaar, nê? Markus 6 sê vir ons, dat as ons mekaar nie ons oortredings kan vergewe nie, dan gaan hy ons ook nie vergewe nie, nê? So ons moet in vrede met mekaar lewe. Goed, dan kry ons vir W. En W staan vir waarheid. Die woord is waarheid. En die waarheid maak ons vry, sê die Bybel. Nee. Goed, en dan die laaste ouetjie wat ons vandag gaan doen is Z. Vir die zoom van 'n by. Dis reg. Ek hou nie van bysteken nie, dis baie seer. Die by het die heuning gemaak in 'n karkas van 'n leeu wat Samson doodgemaak het, nê? Ai, Samson was baie stout. Hy mag nie eintlik haar heuning geëet het nie, want hy mag nie aan dooie diere gevat het nie. En dit is net baie gross in elk geval. Hoekom sal hy dit wil doen? So dit is die laaste een. Z vir die zoom van 'n by. Ons het nou die hele alfabet gedoen. Hierdie was deel 2. As jy deel 1 gemis het, kyk asseblief uit vir hom en kyk hom ook. Totsiens maatjies, totdat ons mekaar weer sien.